Nee, al wat ons sê is dat dit ook moet ontwikkel word. Daar is duidelik iets fout as dit in Christen wie kommersieel beskikbaar is, maar niemand het wel begin gebruik. Die onderstel is nie, gelukkig is nie dit so stel nie. Kyk na, Jy het geen teenbewys of nie, soms kan dit so stel, daar is geen bewyse. Kyk ons na die generasie kant, ons sê hoe die kerk aftrek, kyk ons na die vierde generasie kerk aftrek. Ons sien dat word hierdie word ondergronds gebou. Dit is ongelooflik veilig, hulle produseer ongelooflik veel kerk. Ontwikkel of tans in werk? Ontwikkel en ons tans in werk. Kyk ons aan jou. Wat ons nodig in ons land is 'n kragbron wat ons steenkoolkragfasie kan vervang en wat ons daai basis daarin kan gee. Wys my skaligas wat skaligas kan steenkool moet vervang. Dit is ook onder ons regulaties. Wys my 'n windplaas of 'n sonkrag aanleg wat my meer krag gelewer as 'n kerk is nie net op wind en sonkrag. En op die stel ook nie vir die windkrag wys nie, want Eskom is dit as dit verder die kerk kan wees, so dit wat die skop gesê, gaan dan moeilik probleme gevolg. Dis is dit nie die nasionale grid besit en alle kan dit is nie 'n werklike gestel. Dis kan ons nie voorsê hoe goed die windkrag werk nie. Is maar omdat ons sê dat graag meer van die fase te betrek, maar nie net graag vir ek hoor jy het nou gepraat oor die gas. Geef my uitwys hoekom Suid-Afrika se enigste gastedoos tans op diesel is. Nee, want die oliepryse daal. Die oliemonopolie het dit as 'n bedreiging gesien. Hoekom sal dit as 'n bedreiging sien as dit nie moontlik werk? Nou as olie 'n beter oplossing is, hoekom stel jy ja, ek sien dit meer op skaallik sê die oliepryse te daal om die ontwikkeling van skaalgas teen te werk. Hoe net duidelik is dit dan beter oplossing ook in 'n ekonomie wat half onstabiel is, ons weet nie wanneer is olie op, wanneer is die gas op nie. Terwyl as kyk na so kernkrag, sien ons dat ons weet as die sentrale bou hy vir 40 jaar se krag aan hoeveel kos die sentrale bou? Hoeveel kos? So ek sê met die gebalanseerde koste van elektrisiteit, wys op die dag self dat hy 80 sent per kilowattuur ek vra nie van die bedryf. Ek vra die inrigting kom ek duidelik die gebalanseerde koste van elektrisiteit. Dis 'n massa wat gebruik word om alle buitengewone kostes, die oprigtingskoste en die koste wat hoog is om die sentrale af te breek, as dit nou sy leeftyd bereik het, en ook al die besoedelende faktore. Dit is wat die gebalanseerde koste van elektrisiteit insluit. En volgens hierdie massa, sê vir my, waar is die groot inrigtingskoste dan die geld op? Al hierdie kostes is ingereken in die gebalanseerde koste. Ek wil graag 'n bedrag hê. Dis nie net dat ek vir dit in 1 triljoen rand vir een kernkragsentraal. Wat sê ons my net, kyk ons na iets soos beerkrag. Jy weet maar iemand hoeveel dit van ons ekonomie is. Ons versmoor ons klein besighede, ons groot besighede, ons huishoudings as gevolg van hierdie ding, ons nie krag het as gevolg van steenkoolkragstasies en sonpanele en so wat nie van voldoende krag voorsien. Hoekom wil jy aangaan met beerkrag as ons soos 'n kernkragsentraal gaan bou op klein oppervlakte? Daai vraag heeltemal gaan uitskakel. Hoe net dan net so. Hoe werk dit wat ons gesê? Die een skroef wat ons 500 miljoen. Dit is om te verder. En daai tydperk beskryf uitgeneem. Het Kuiper vir 2 ure afgesit. Dit is vir ons dat Kuiper 2 ook vir 2 ure afgesit word. Dit was daai krag, dit was bierkrag. Dieselfde ding wat ons vandag en 2 biljoen rand is deur daai een vir die kernkragsentraal veroorsaak. 2 biljoen rand se Rap Jones, julle sê daai skroefie voorsitter dat Kuiper vir 2 ure af was. Het julle geweet dat Kuiper die vorige 2 jaar die op teen 100% kapasiteit gehardloop het? Dit beteken dat daai een skroefie wat Kuiper vir 2 ure laat afwees, was die gevolg van 2 jaar se direkte kapasiteit, se direkte kapasiteit.